Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy Pretorius is 'n biomediese wetenskaplike en die uitvoerende hoof van Biomedical Emporium. Vandag beantwoord ons kykersvrae. Ons begin by Oudet Snyman van Gauteng wat vra, en dis 'n regte vraag wat ek ook het. Is dit nodig om sonskerm te dra in die winter? Daar is dan nou nie son nie. En as jy ja sê, voordat jy ja sê, wat is die verskil tussen SPF en IPF? Ek het nie eens geweet daar is so 'n ding nie. Wel, definitief moet jy sonskerm dra in die winter. Die son is nog steeds daar in die winter en jy kan nog steeds brand in die winter, maar dis dalk net bietjie minder daar, so dit word natuurlik later lig en vroeër donker. Maar die UV-indeksfaktor is verseker nog daar. Die verskil tussen SPF en IPF, SPF is natuurlik sonskerm wat jy kan aansit, sonbeskermende faktor. Jy moet ten minste 'n minimum van 'n SPF 30 insit, self in die winter. En IPF, interessant genoeg, is klere wat jou beskerm teen die UV-strale van die son. Nee, wag nou, klere soos in kleure, swart, geel, maar kleure en klere, en ek sal nou verduidelik. Dit is baie uniek geweefde kledingstukke wat ook nou 'n faktor beskerming het. So as jy kyk na 'n wit hemp, as jy wit hemp dra, dan gaan hy tipies 'n IPF faktor hê van omtrent 7, maar as jy gaan swem met daai wit hemp, gaan daai faktor afkom na IPF 3 toe. So dis hoekom hulle nou besluit het, kom ons maak nou kledingstukke wat 'n IPF faktor het, wat uniek geweef is, wat klorien bestand is, soutwater bestand is, wat jy beskerm terwyl jy in 'n swembad is ensovoorts. En jy kan tot en met 97% beskerming kry met sekere kledingstukke. En ek sal nogal sê dit is goed vir kinders ook, swemklere en sovoorts. So mense kan dit in die winter ook dra, of jy behoort dit ook te doen? Ek sal nogal sê vir al areas as jy weet jy dra partykeer 'n W-lyn toppies ensovoorts en jy wil nie eintlik hierdie area moet brand nie, of jy wil toearms dra vir al boere wat buite in die son spandeer, kan hierdie unieke polyester en nylon bestanddele kry om hulle te beskerm teen die son. Daar sien ek 'n nuwe reeks vir jou. Rachel van der Merwe van KZN vra, kan ek retinol velprodukte met ander aktiewe bestanddele soos Vitamiene C en B meng? Nou, al hierdie is baie teen veroudering bestanddele en as jy dit saam gebruik tydens dieselfde applikasie, dan moet ek sê, kan dit jou nogal irriteer. Maar my voorstel is, jy kan 'n Vitamiene C serum in die oggend opsit en dan direk daarna 'n sonblok. En dan in die aand kan jy 'n retinol serum opsit en dan direk daarna 'n peptiedbevochtiger byvoorbeeld. En dan is hier nou vir my regtig 'n snaakse vraag. Ek het gedink dis iets wat net tienerkinders oorkom. Ek is 53 jaar oud, nog nooit gesukkel met akne nie. Ewe skielik het ek dit nou. Hoekom? Wel, jy sal nie glo nie, dit is nie baie ongewoon nie. Jy sien baie van hierdie gevalle, baie ouer mense begin sukkel met akne. Ons praat van volwasse akne. En dan moet ek ook sê vrouens, né? Meestal by vrouens. Is dit nou weer die hormonale menopause ding daai Dit is 'n hormonale ding en 'n mens kan byvoorbeeld ook gaan vir hormonale behandelings wat nogal 'n redelike verskil maak, maar moet ook nooit stres onderskat nie. Stres, angstigheid, selfs 'n bietjie depressie, hierdie emosies. Onthou, ons praat altyd van die vel en brein as. En dit beteken jou emosies het 'n direkte impak op die ekspressie van jou vel. Vinnig. Die akne is weg, nou sal merke. Wat doen ek? Dis Stacey Moelman, 30 sekondes. Hierso is ek baie lief vir professionele behandelings. As jy regtig 'n impak wil hê, een van my gunsteling behandelings onder die son is chemiese afskilferings. Gaan jy 'n verskil sien na die eerste een? Nee, maar gaan jy begin 'n verskil sien na die tweede, die derde, die vierde maandelikse behandelings? Absoluut. Baie dankie Dr. Judy Pretorius, altyd beskikbaar met goeie raad.